My broers en susters, ek het julle gevang. Julle gaan saam preek vanoggend. Kyk wat ek nou gedoen het gister, jy het julle te sê, voorberei is nie voor Psalm 126, was omdat ek nie weet wat die Here vir ons wil sê nie, so 1 Korintiërs 14 sê, 1 Korintiërs 14 sê, wat sê 1 Korintiërs 14? Dat wanneer julle die samenkomste van die gemeente bywoon, het julle 'n woord van bemoediging, van opheffing, etc., etc., etc. Dit is, as ek dit vry kan vertaal, jy moet kerk toe kom met 'n preek. Hoe's dat? Jy moet kerk toe kom met 'n preek. Want die Here preek heel week vir jou. Hy is die hele week met jou besig. Jy het 'n preek. Partykeer luister ons na wat hy doen. Partykeer luister ons nie mooi so wat hy doen nie. Maar jy het 'n preek. Want jy stap 'n pad met die Here Jesus Christus. Dit sal 'n wonderlike dag wees as ons Sondag hier kan inkom en ons sê wie te preek. En enigeen van julle van die mikrofoon en preek. Dis wat ons moet wees. Gaan heen en maak disippels van alle nasies. Nie gaan heen en maak die kerkstole vol nie. Gaan heen en maak disippels. Want disippels maak ander disippels. Jy het 'n wonderlike voorreg dat die Heilige Gees jou gered het. God het jou gered deur geloof in Jesus Christus. Die Heilige Gees is jou helper en hy help jou om die skrif te verstaan. Hy help jou om te preek. So, Psalm 126. Wat sê die Here vir julle? Ek sien daai tweetjies daar, daai voorhens lê. Ek hulle het huiswerk gedoen. Toe Jonathan hier instap, toe sien ek hy gryp sy Bybel. So hy het huiswerk nie by die huis gedoen nie, hy het dit sommer hier kom doen. So Jonathan, wat sê die Here vir jou uit Psalm 126 uit? Wat trek jou aandag? Deel met ons, my broer. Staan asseblief en praat hard. Ek soos ek dit verstaan van Psalm 126 is 'n bedevaartslied. Die Here is groot en hy probeer mense, ek weet nie, dit is die Here probeer net help en hy probeer alles in sy vermoë dat jy kan verstaan. So dit is wat ek interpreteer. Okay. Psalm 126. So mense moet maar net vertrou en jy moet die regte goed lees en jy moet die regte goed doen. Okay, baie dankie. Liliana, jy het baie gou gereageer op daai uitdaging en toe nou 'n nota af twee aangestuur. So, staan asseblief, mevrou. Staan asseblief, vertel vir ons, wat sê die Here vir jou uit Psalm 126? Ek het jou gegee. Dis hoekom ek gaan nie met jou kalvers ploeg nie, dis vir die Here vir jou gesê. Okay, die enigste woordjie wat ek daar uitgehaal het was die woord Suidland. Ja. Suidland? Suidland. En ek het nie lekker verstaan wat beteken Suidland. Jy gaan chat. Dit jy gedink dis die Suidlanders, die politieke ouens. Jy gaan chat Dit symboliseer 'n plek van groot droogte en uiterste nood, wat deur God se ingryping in 'n lusop verander kan word, net soos winterreens die woestyn laat word. Dit maak nie saak hoe droog en dorre plek is. Ja. As die Here se hande op is, dan kan hy enigiets doen. Okay. Alright. Sy het die Suidland engel gevat. Right, mooi. Nog 'n bydrae. Stel, lyk of jy voorberei het. Nee, ek staan skuldig. Staan jy skuldig? Ek gee nog iemand 'n kans. Sê vir my, wat sien julle uit Psalm 126? Elodie. Niks staan by jou nie. Sy kom. Kom Michelle. Asseblief, help ons. Maak nie saak wat ons deurgaan die Here sal daar. Maak nie saak wat ons deurgaan, die Here sal daar wees vir ons. Goed, wie van julle het uitgekom by die punt van waar kom die Psalm vandaan? Wat 'n jaar is hy geskryf? Julle 'n bietjie gaan kyk? Mooi. Hierdie Psalm is geskryf so in die jaar 600 voor Christus. En die agtergrond tot hierdie Psalm is, dit was net nadat Israel teruggekom het uit ballingskap uit. Hulle stap hier in Jerusalem in en hulle is terug in Jerusalem. So God gaan hulle uit 'n moeilike plek uit 'n woestynland uit waar daar niks was nie, uit ballingskap uit. En hy plaas hulle terug in Jerusalem.
En hier is hulle terug in Jerusalem en hulle loof God. En hulle loof God tot so 'n mate, dat die volke om hulle erken, wow, God het iets groots in julle midde gedoen. Dis die agtergrond waartoe hierdie psalm geskryf is. So kom ons lees hom dan nou rustig weer deur. Ek het op die skerm die boodskapvertaling gebruik. Ou Testament, die boodskapvertaling sit die Ou Testament wat baie keer moeilike taal is, vir ons 'n bietjie makliker Afrikaans. So kom ons lees hom saam daar. Psalm 126 uit die boodskapvertaling en volg maar gerus in julle eie Bybels. En as daar dalk by jou 'n vraag opkom van hoorie sommer hier is iets wat dalk nie vir my lekker klinkie, steek jou hand op, julle preek ons vandag saam met my. Julle het permissie. Right. Toe die Here Israel uit die kloue van 'n vreemde volk gered het, was sy kinders baie bly. Het Jesus jou al gered uit die kloue? Uit die kloue van iets? Moeilike omstandighede. Krisistyd. Vir ons was dit soos 'n droom wat waar geword het. Hoe baie gebruik ons dit nie in ons algemene taal van, ja, my droom het waar geword. Of weet jy wat, ek skielik kom ek agter die gebeur iets in my lewe en ek sê, ja, droom ek of wat gaan hier aan? Droom ek of wat gaan hier aan? Dis soos wanneer ek op buite in die bed kry. Droom ek of wat gaan hier aan? Ons het aan mekaar gelag en gepraat, so bly was ons. Vers 2, nee, almal, selfs die wat nie die Here dien nie, het dit raak gesien en gesê, die Here het wonderlike dinge vir sy kinders gedoen. Ja, die Here het wonderlike dinge vir ons gedoen en ons was baie bly. Nou is ons weer in die nood. Here, keer asseblief vir ons situasie heeltemal om. Jy het net een krisis in jou lewe al ervaar, nee. Meer is jy. Raar. Dis interessant. Dis interessant. En ons sien dieselfde hier. Dat jy gaan deur 'n dal van doodskade weer. En dan dink jy raai dat jy sou deur het. Man, jy het net lekker gaan sit op jou lazy boy. Dan word die mat weer onder jou uitgeruk. En dan kom ons baie keer agter, weet jy wat, dit smaak my, ek skryf die toets weer. Want jy dalk nie geleer in die eerste toets. Of God is besig om jou in te span en te sê, weet jy wat, maar my kind het hierdie gesurvive. Hy het geleer hieruit. Hy het sy voetstappe weer reggeruk. Ek kan hom gebruik vir die volgende uitdaging. Dis wat hier gebeur met Israel, die volk. U kan 'n droë woestyn, en dan wat doen hulle? Hulle kom tot die besef, hier's weer 'n krisis aan die kom. En dan gaan hulle gedagtes terug na wat voorheen gebeur het. U kan 'n droë woestyn in die pragtige blommeland verander. Dit is jou suidland. Dis 'n ander weergawe van die suidland ervaring. Die woestyn. U kan, Here het my, ek het 'n krisis nou, maar omdat ek op hierdie pad stap, herinner dit my, weet jy wat, God het my al voorheen gehelp. Hy gaan my weer help. Vat so ons probleme heeltemal weg. Die Here kan hartseer in blydskap verander. Trane van pyn kan hy in gelag van blydskap verander. Al werk 'n boer hard, is hy bly as hy 'n groot oes insamel. So verander swaar kry in blydskap. Vertrou jy die Here dat jou swaar kry van nou in blydskap kan verander? Vertrou jy die Here dat hy jou nie alleen sal los nie? Vertrou jy die Here dat die pyn wat hy jou alreeds laat deurgaan het, mors hy nie? God speel nie met jou pyn nie. God speel nie met die uitdagings in jou lewe nie. Hy wil juis hê jy moet daar deur gaan. Want baie keer het hy jou ervaring nodig om met 'n ander man of 'n ander vrou te deel. Ek was in hierdie week in 'n situasie gewees waar ek besef het dat God toegelaat het dat daar soveel pyn in 'n mens se lewe moet wees. Maar toe daai persoon insak onder God se sterk regterhand, kon God daai pyn gebruik dat daai pyn nou vir iemand anders kan help om deur haar pyn te kom. God mors nie jou pyn nie.
Hy doen dieselfde hier. Hy leer dit vir ons uit Psalm 126 uit. Maar dis nie my invalshoek vanoggend nie. My invalshoek is nie selfgesentreerd nie. 'n Groot fout wat ons maak, is ons lees die Bybel vir my. Wat daarvan dat jy lees dalk die Bybel vir God? Jy al aangedink? Me, myself and I, is die siekte van ons tyd. Dit werk nie vir my nie. Wat dit werk? Dit werk nie vir God nie. Ja, nou. Dit laat 'n ou bietjie stil staan en 'n bietjie die vraag vra. Waarmee is God besig? So Thessalonika, die gemeente van Thessalonika is 'n mooi voorbeeld vir ons. Julle geweet dat Paulus het in die Bybel is opgeteken 7 boeke wat Paulus geskryf het aan gemeentes. Dis nie dieselfde 7 gemeentes wat Jesus van praat in Openbaring nie, hoor. Hierdie 7 gemeentes was werklike gemeentes gewees. Jesus praat in Openbaring van 7 tipes gemeentes wat in ons tyd sal bestaan. En sien ons Paulus rig hier 'n brief van Thessalonika. En die gedagtes van Psalm 126 kom sterk in die boek van Thessalonisense deur. In Thessalonisense kry ons aantekeninge, skrywes, opdragte, ervarings, mededelings van Paulus aan die gemeente in Thessalonika. En wat hy vir ons wys en sê, hoe moet 'n gemeente lyk? Wat moet 'n gemeente wees? Ek dink dit is nodig dat ons daarna kyk. Hy praat in 1 Thessalonisense 1 vers 3 spesifiek, dan verwys hy daarna en dan sê hy, daar's 3 eienskappe wat die gemeente van Thessalonika by uitstek in goed is. Hulle geloof is sigbaar. Dis nie net 'n geloof van my mond nie. Dis 'n geloof in aksie. Hy sê hulle liefde vir mekaar en God was costly. Hulle is bereid om die prys te betaal vir die liefde vir mekaar. Hulle is bereid om hulle persoonlike agendas op sy te sit, sodat die saak van die gemeente gedien kan word. En hulle hoop is op Jesus se wederkoms. En daai hoop op Jesus se wederkoms net is unshakable. Unshakable. Ek wil met daai 3 goed met ons gesels. Hulle geloof is sigbaar, hulle liefde vir mekaar en God was costly, hulle hoop op Jesus se wederkoms is unshakable. Unshakable. Ons lees gou spesifieke toepassing uit Psalm 126 uit. Ons begin met Psalm 126. Ek verwys julle na vers 2 en 3. Almal, selfs die wat nie die Here dien nie, het dit raak gesien. Die Here het wonderlike dinge vir sy kinders gedoen. Ja, die Here het wonderlike dinge vir ons gedoen. En ons was baie bly daaroor. Waarmee het ons hier te doen? Ons het te doen daarmee dat die kerk van Jesus Christus het toeskouers. Die kerk van Jesus Christus het mense wat van buite af, wat nie die Here ken nie, wat na binne kyk en kyk wat se voorbeeld hier binne in aangaan. Psalm 126 vertel van volkere wat kyk en sien wat gebeur daar in die Israelitiese dae. Wat gebeur in ons Jerusalem? Gemeente is die Jerusalem. Van buite af kyk die heidene in Jakobsbaai na wat doen die Christene in hierdie Jerusalem. Dis die implikasie van hierdie woord. 1 Thessalonisense 1 vers 6 tot 8 in die Amplified says,
you became imitators of us and through us of the Lord, after you welcomed our message in a time of great trouble with the joy supplied by the Holy Spirit. Paulus kom pas hierdie toe en sê dat die gemeente van Thessalonicense die boodskap so aangeneem van Jesus Christus. Die gemeente van Jakobsbaai in Weskuswoord het die boodskap van Jesus Christus so aangeneem, as ek dit so vry kan vertaal, dat dit sigbaar was vir hulle daar buite dat ons die evangelie aangeneem het. So that you become an example to all believers in Macedonia and Achaia. For the word of the Lord has resounded from you and has echoed like thunder, not only in Macedonia and Achaia, but in every place. Your faith in God has spread, so that we never need to say anything about it. Wat 'n wonderlike getuigskrif vir 'n gemeente. Dat dit was asof daar 'n donderslag was in Weskuswoord dat God teenwoordig is. Dit is asof daar 'n sigbaarheid was van die sterk geloof van gelowiges hier, dat mense buite sien, hier is gelowiges by mekaar. Dis die implikasie vir ons, broers en susters. Dit is God se begeerte, sodat daar ook sê, Paulus sê eintlik, weet jy wat, ek hoef niks te sê hieroor nie. Julle getuienis is die hele streek vol onder gelowiges en onder heidene, dat God in julle midde is, dat God in julle midde iets groots doen. Daai model gebruik die woord weer klink. Echoed like thunder, sê 1 Thessalonicense 1 vers 4. Honest before outsiders. Honest. Sê Jakobsbaai se inwoners, ons is honest. Sê hulle dit. En honest het nie noodwendig met geld te doen nie, net. Honest het met elke faset van my en jou se lewe te doen. Is ons honest in wat ek sê ek is, en wie ek is, en wat ek doen. Is ek honest in my interaksie met mense? Is ek honest wanneer ek praat oor die weer, wanneer ek praat oor rugby, wanneer ek praat oor my besigheid? Is daar honesty? Het ons integriteit? Wat is ons reputasie? Titus 2, waar Paulus praat met Titus, sy discipel, dan sê hy so 'n mooi ding. Luister net. Hy gebruik die woord kosmio in Titus 2 vers 10. Dan sê hy kosmio, en dit is so 'n mooi beeld. Kosmio is die Griekse woord waarvan vir ons in Engels praat die woord cosmetics vandaan kry. Nou dink gou 'n bietjie, hoeveel tyd spandeer jy, mevrou, en juffrou, om jou cosmetics aan te sit, jou mooi te maak? Spandeer tyd daarin, doen moeite daarin. Hoekom doen jy dit? Jy wil mooi wees, jy wil mooi vertoon, jy wil versorg vertoon. En dis die gedagte hier, dat ek maak moeite, ek sit die kosmetika van Jesus Christus aan, dat ek mooi lyk, dat ek versorg lyk, dat almal kan sien, ek het moeite gedoen om my in jou midde te plaas. Ek klim nie daar uit 'n gat uit en lyk soos ek weet nie wat nie. Geestelike gat wat niemand weet waar jy vandaan kom. Nee, omdat ek Jesus Christus in my het, dra ek die geur van Jesus. Omdat ek Jesus in my het, doen ek moeite daarmee dat my gedrag kosmeties so perfek is, dat ek lyk soos die heel beste weergawe van myself ooit. Goeie gedrag laat die evangelie aantreklik lyk. Wat 'n wonderlike getuigskrif vir 'n gemeente. As iemand hier inry in die dorp en hulle sê, daar is Weskuswoord, is die getuienis, is die integriteit, is die reputasie van die gemeente so, dat hulle sê, daai ouens,
lyk vir my aantreklik. Man, ek wil in hulle midde wees. Ek wil die Here daar dien. Dit lyk vir my of hierdie ouens my gaan help, dat ek verseker in die troonkamer is van Jesus Christus. Dit is wat ons moet wees. Dis die modelkerk wat ek en jy nou moet nastreef om te wees. Sodat ons kan sê, soos wat Titus sê, stel jy jouself in alles 'n voorbeeld deur goeie dade, onvervalste leer en waardigheid, gesonde en onaanvegbare prediking, sodat die teenstander beskaamd staan en niks slegs oor jou kan sê. Waarvan is jy die teenstander? Van die waarheid? Is jy die teenstander van God? Want God is waarheid. Maar ons moet die evangelie so aanbied, dat niemand 'n vinger na my en jou kan wys en sê, weet jy wat, hierdie ou is waaragtig wie hy sê sy God is. Ek is waaragtig die beste ambassadeur wat Jesus Christus graag wil hê dat ek moet wees. Daai is iets wat ek en jy moet najag. Sodat Jesus Christus my en vir jou in die oë kan kyk en sê, ja, jy het 'n goeie job gedoen. Jy het my naam hoog, want dis die implikasie, nee. God se eer is op die spel, en ek wil hê julle moet daai nie mis nie. Ons vra baie keer vir ons die vraag, en ek wil graag dit so sê, doen die Gerrie van Dalen, wat ek baie lekker mee saamgewerk het in Centurion. My vertel eendag bel 'n vrou. Sy sê, doen my nie. Ek's nie hier. Ek wil graag weet, wat kan die kerk vir my doen? Dis sê vir jy, suster, ek weet nie regtig nie. Want jy al gedink, wat kan jy vir kerk doen? Nie gaan so te perswaai en sê, dominee maak my nie. Asseblief dominee, jy stoot dit te hard. Nee dominee, jy is met jy stadig. Lig jouself en kom weg van die vraag af, what's in it for you? Ons vra te dikwels, what's in it for me? Dit is 'n baie menslike ding om te doen, hè? Alles wat ons doen eintlik, jou hele lewe gaan daaroor, dat jy wil jou liggaam, siel en gees bevredig. Maar kom ons kyk net so vir 'n oomblik 'n bietjie daarby verby. Weet jy wat 'n goeie toets? Sit 'n foto van die familie op. Ek weet jou, 100% van hierdie gehoor, as hy weet dis sy familiefoto, gaan hy heel eerste soek na waar sy op die plek. Julle is nie baie nie, hoor. Ek is op hom. Daar is my graad 1 foto. Daar is die heel boonste ry. Die perd daai kant, onder die pyl. Raai wie's dit? Ken julle die eienaar van Klokkiebos? Wessel Minnaar. Hy was saam my in graad 1. Ander perd daarso, dis grypend. Die punt wat ek wil maak is, die vraag wat ons vir ons vra, en jou oog gaan dadelik na, waar is ek op hierdie foto? Waar is ek op hierdie foto? Dis 'n menslike ding. Ek wil net graag die punt maak. Dis die verkeerde vraag om te vra in die kerk. What's in it for me? As dit jou vraag is, bly asseblief hier, ek gaan jou opinie verander. Nie weggaan nie. Jy gaan later agterkom, dis nie die regte vraag nie. Die regte vraag om te vra is, what's in it for God? My vertrekpunt moet wees, ek kom hiernatoe om die erediens van God by te woon. Dis 'n erediens onder die sanksie van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, dis sy optrede. Dis God se optrede in hierdie gemeente. Dis God wat werk in hierdie gemeente. Wanneer jy maandag werk toe ry, is die Heilige Gees van die God van die hemele in werking in jou lewe. Nie die kerk nie. God is in werking. God se eer is op die spel. Psalm 126, 2 en 3. Almal
Selfs die wat nie die Here dien nie, het dit raak gesien en gesê, die Here het wonderlike dinge vir sy kinders gedoen. Ek gee nie om as 'n ander ou vir my katasa omdat ek 'n gelowige is nie. Sê net wat jy wil van my, dis fine. Maar moenie my God beledig nie. Daarom is my optrede so, dat hy nie my God kan beledig nie. Ek en hy sal eerder in 'n verskriklike argument is, maar as hy wegstap daar, dan weet hy, ek het met hom geargumenteer, en ek het God se naam gehou. Wanneer hy my dophou, wanneer ek alleen is, dan is sy getuienis van my, weet jy, maar hy hou self alleen, kan ek sien, hy dien die Here. Dis vir ons moet wees, want God se saak word gedien. Ja, die Here het wonderlike dinge vir ons gedoen. Wat is die implikasie daarvan vir my en jou? So wat moet my posture wees? Hoe moet ek hierdie ding inrig? Ek wil graag vir jou 3 punte onder jou aandag bring. Ek is daarom anders en daarom wys ek die wêreld dat God werklik is. My en jou se getuienis, die geur van Jesus Christus wat ons uitdra, sê vir die wêreld dat God 'n werklikheid is. Te veel kry God die kritiek van swak gedrag by Christene. Wat is skande? Wat is skande? Punt 2, gee onverander, al kos dit my wat, om te bewys dat God goed is. Al kos dit my wat, in my doen en late, sal ek wys dat God goed is. Al kos dit my wat. Dis 'n baie high calling. En dit kom net met oorgawe. Al kos dit my wat. Ek klou vas onder druk om te bewys dat God getrou is. Want God was in die verlede vir my getrou, daarom het ek vertroue in hom, daarom het ek 'n lewenservaring van God, en omdat hy in die verlede my gehelp het ek 'n vaste vertroue daarin, dat ek nou kan vashou. Hou vas aan Jesus Christus. Hou vas aan die ervaring wat hy in jou lewe ingebou het. Hou vas daarin, dat jy weet, dat in jou grootste stuk hartseer, het hy jou uitgered, en sal hy jou weer uitred, en sal hy jou getuienis gebruik, om ander ook uit te red, because it's not about you, it's about God. God se eer is op die spel, ek roep julle op, onthou, God se eer is op die spel. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die herinnering daaraan dat die eer op die spel is. Here, besef ek nou dat ek ver tekort skiet. Hoe dikwels, Here, het ek nie sterk na vore gekom om u eer te herstel nie. Ek bely vandag daardie sonde. Bely dit, Here, dat ons as gemeente en gelowiges baie meer kan doen om God se eer heel eers te oorweeg voordat ek my eie eer oorweeg. Here, help ons daarmee. Ons het u hulp nodig. Ons het u oortuiging nodig. Ons het u genade nodig dat ons dit kan doen. Here, ek bid dat u ons sal help. Dat die klein en groot in hierdie gemeente sal vashou. Dat ons uit die stryd sal stry. Dat ons sal vasstaan in ons geloofsoortuiging. En dat u sal verheerlik word in ons midde. In die naam van Jesus, die Seun van God, die Messias, die een wat weer kom, bid ek dit. Amen. Kom ons sing 'n lekker slotlied saam.